Môre Gerard. Hey Isak, hoe gaan dit? Nee, stryd is groot, maar die genade daarom groter, Gerard. Die genade klop hom elke keer by verre. En ek wil net gou kyk, ek sien Corneille en Theo het nog nie hulle skakels oopgemaak nie. Daar het Corneille nou dit gesien, sy pultjies is blou, so hy gaan ook seker nou hopelik inkom. Maar ons gesels vanoggend oor daardie besoek van julle aan Amerika. Dis 'n besoek wat nogal groot opspraak verwek en belangstelling wek. Groot media aandag wat daar aangegee word ook op die oomblik. Vir verskillende redes, nê, word daar aandag gegee, maar vertel vir ons bietjie sommer so vanuit jou beskouing uit, wat het julle ervaar daar, Gerard? Terwyl ons vir Corneille en Theo wag. Ons het nie gegaan met groot gewag gemaak van die feit dat ons gaan nie. Aankondiging gemaak, ons is nou op pad. Jy weet, daar op die vertrappe van die vliegtuig gestaan en gewaai vir die mense nie. Ons het net gegaan. En natuurlik was daar 'n program vir ons gewees. Maar jy weet, 'n program op papier is 'n onbekende faktor. Daar's Corneille nou. Hallo Corneille. Goeiemôre Gerard, goeiemôre Isak. Môre Corneille, welkom. Ons het sommer so lank al begin. Gerard is besig om vir ons te vertel hoe hy daardie besoek van julle ervaar het. Gerard, jy kan aangaan. Ja, Corneille, ek herhaal nou maar net, ons het nie 'n groot gewag gemaak dat ons gaan nie. Ek sê vir Isak, ons het nou nie op die trappe van die vliegtuig gestaan en vir die mense gewaai nie. Ja, heeltemal reg. Want die feit dat daar 'n program op papier is, gee nie vir jou 'n volle aanduiding van wat die inhoud van alles is wat gaan gebeur nie. Maar wat gebeur het was bo verwagting. Die ontvangs was baie goed en die uitkoms baie goed. So ons kan nou dit invul wat daar gebeur het. Ons het nie die span gekies soos ons gegaan het nie. Ons was genooi 3 individue uit verskillende verskillende rolspelers in die samelewing, maar daar gekom het dit tussen ons 3 baie goed gewerk. Corneille, jy word beskryf as die sameroeper van hierdie groep. Hoekom het jy dit nodig gevind om so 'n groep bymekaar te maak? Kom ek sê, wat gebeur het is, julle sal weet dat die Suid-Afrikaanse situasie dramaties verander hier van die begin van die jaar af. Spesifiek wat die Afrikaner betref, toe die Amerikaanse administrasie van president Trump besluit het om sy vergrootglas uit te haal en dit op Suid-Afrika te fokus, en spesifiek na die Afrikaner te verwys by naam, maar dit begin met daardie uitvoerende bevel van hom reg in die begin, rondom die vlugtelingstatus. Daarna was dit die uitskop van die Suid-Afrikaanse ambassadeur Rasool, en verskeie ander dinge wat gebeur het, wat gelei het na 'n hele paar dan besoeke, wat was na die FSA toe, afvaardigings en die chaos en die dinge wat gebeur het daar in die kantoor van president Trump. En toe is daar gesê, maar miskien moet ons 'n slag hoor van Afrikaners self. As daar oor Afrikaners gepraat word, kom ons hoor wat sê Afrikaners self. En dit het toe gelei dat daar die uitnodigings gekom het van 'n hele paar instellings, en is ons toe gevra om te gaan na die FSA toe. Ek het gedink dit is 'n baie goeie gedagte. Ek sou bitter graag daar wou dit gaan doen, om ons standpunt te gaan stel as Afrikaners. En toe is die afvaardiging so genooi om te kom. En soos wat Gerard reg uitwys, ons het nie die afvaardiging so saamgestel nie, maar dit het moontlik gemaak dat ek die politieke kant kon hanteer. Gerard, alles wat die ekonomie betref, rondom regstellende aksie en die hele kwessie van die besigheidswêreld, en Dr. Theo die Jager rondom die landbou, want onthou nou 'n groot komponent van die persepsie gaan oor die landbousituasie met die moord op plaasboere ensovoorts. En ons was toe daar as 'n gemeenskaplike span wat uit verskillende hoeke uitpraat, maar met dieselfde boodskap, en ek moet eerlikwaar sê, ons is ongelooflik goed en positief ontvang, en ek dink dit was 'n baie groot sukses. Dit word beskryf in die media as 'n Afrikaner groep wat dit besoek het. Is dit hoe julle dit ook verkoop?
Absoluut. Ons is gegaan, ons is aangebied as 'n groep van 3 Afrikaner leiers, leiers in hulle eie gebied, op hulle eie terreine. Byvoorbeeld die heel eerste byeenkoms wat ons gehad het, die maandag was by die Hudson Instituut in Washington en die onderwerp was gewees 'n Afrikaner perspektief op die verhoudinge tussen Suid-Afrika en die VSA en ons het deurlopend voorgestel en aanvaar sonder enige bevraagtekening of enige iemand wat gesê het wat is dit as Afrikaner leiersgroep wat kom praat in die VSA. Corneille, en dan net voor ek teruggaan na Gerard toe en ek sien hier kom Theo nou in, dat ek net vir hom inlaat. Ek gaan so maak, daar sy. En dan die soort mense wat julle gesien het, ek weet toe jy met ons gesels het terwyl jy in Amerika was, het jy vir ons gesê daar is nogal 'n redelike indrukwekkende lysie mense wat vir julle wag. Vat ons gou daardeur asseblief. Ek sal die kollegas sal moet help onthou dat kom ek sê dit was 'n indrukwekkende lys gewees op die hoogste vlak. En as jy na die Amerikaanse situasie kyk, dan het jy veral in Washington het jy die verskillende rolspelers, jy het die Withuis wat die uitvoerende gesag is. Aan die wetgewende kant het jy die Kongres en die Kongres bestaan uit die Senaat en die Huis van Verteenwoordigers. Ook dan die Departement van Buitelandse Sake, die State Department, nou al 4 daai komponente het elkeen afdelings wat spesifiek gefokus is en spesialiseer op Afrika en dinge wat in Afrika gebeur en in elkeen van daai plekke het ons by die top mense uitgekom wat spesifiek met Afrika werk, of dit in die Senaat was of dit in die Kongres was, uit die Huis van Verteenwoordigers by die Withuis sowel as by die State Department. En dit was senior mense, byvoorbeeld by die Senaat, die Senator Ted Cruz is die voorsitter van die subkomitee vir die Senaat wat handel met Afrika. Sy sekuriteitsmense wat ons gesien het, sy sekuriteits en National Security Advisor, die persone daar wat betrokke is by wetgewing, by in die Kongres byvoorbeeld het ons by Kongreslid Ronnie Jackson te doen gehad, sy persoon wat spesifiek die wetgewing help opstel en skryf rondom die wet wat tans ingedien is om 'n hele herevaluering te doen van die verhouding tussen die VSA en Suid-Afrika, het ons mee gesprekke gehad. In die Withuis was dit top senior mense gewees uit die kantoor van die visiepresident, sowel as by die nasionale, soos hulle van praat, die National Security Council, as ook die Homeland Security Council, almal mense wat op die Afrika ding was, die persoon wat in beheer is van die hele vlugtelingprojek uit die VSA uit. So by elkeen van hierdie plekke was dit die top mense wat spesifiek werk rondom Afrika en Suid-Afrika en wat absoluut ingelig is oor wat hier aangaan. Môre Theo die Jager, bly om te sien jy's hier by ons. Goeiemôre Isak. Ja, maar ek het 'n bietjie gesukkel om op die skakeling As te ek kom. baie jammer daaroor, Pleksie vir my laat weet en dan ek gou vir jou ander een gestuur, maar ek's bly jy is hierso. Theo, een van die sake wat julle aangeraak het op hierdie reis van julle is die een van boere in Suid-Afrika, veral met betrekking tot plaasaanval en so, en jy het 'n bietjie terugvoer daaroor gelewer. Wat was die uitkoms daarvan? Die Isak, om by die uitkoms uit te kom, moet ek miskien net eers vir jou sê, ons was almal diep beïndruk met hoe ingelig die Amerikaners is. Jy weet ou so toe gegaan onder hierdie idee dat alles wat die Amerikaners gedoen het tot dusver, hierdie uitvoerende bevele en so, is die hele tyd gesmeer op die brood van misinformasie. Daar's nie 'n manier waar die Amerikaners beïnvloed word deur misinformasie nie. Hulle weet presies wat aangaan. En dis baie meer as net wat hulle lees of sien in die media. So die vraag wat hulle vra is op die man af. En dit gaan vir hulle oor hierdie uitkomste. Hoe gaan ons hierdie goed geadresseer kry? Ons het veral ook by die sogenaamde dinkskrams wat beleidsbeïnvloeders is, wat beleidsadviese deurgee. Het ons nogal gevind dat hulle ook weet presies waar kom dinge vandaan. So as hulle uitstel dat hulle wil hê daai aanvalle op plase en plaasmoorde moet 'n prioriteitsmisdaad verklaar word voordat hulle
die handelsbetrekkinge gaan laat normaliseer, of dat daar konsekwensies moet wees, soos byvoorbeeld deel van daardie eis was, plaasaanvalle moet deur die valke ondersoek word en nie net sommer hanteer word deur die gewone misdaadondersoekeenhede nie. Dan is dit omdat hulle verstaan dat daar 'n probleem is met opvolging op hierdie soort van misdade. En hulle is baie gretig om met ons handel te dryf. Ons is daaroor nogal redelik omgebul. Toe ons gesprekke gehad het met die sakelei, was dit by uitstek, ons wil meer van julle produkte invoer. Die een ou wat langs my gesit het vir my gevra, waarmee boer jy? En toe ek vir hom sê waarmee hy boer, toe sê hy, jong, ek sal alles koop wat jy kan produseer. En later in die aand het ons nou uitgevind dat hy voorsien baie spesifiek in die Walmart netwerk. En hulle sê, julle moet onthou, die mark wat ons aan hierdie kant het, is amper 'n eindelose mark. Hulle verstaan hoe die handrem van produksie opgetrek word deur misdaad in die platteland. En ek dink hulle verstaan ook baie goed dat as die handel gaan seer kry, as ons uitgeskop word uit AGOA uit, of as hierdie tariewe bedeling gaan maak dat minder van ons goed kompeterend op hulle rakke kan kom, dan kos dit aan ons kant nie net besigheidsgeleenthede nie, maar ook 'n groot klomp werkgeleenthede. Gerard, wil jy nie sommer 'n opvolg hierop met ons deel wat jou ervaring is ten opsigte van die gesprekke oor BEE regstellende aksie en die tipe goed, want dit is ook van die goed wat aangeraak is op julle reis, né? Nee? Ja, Isak, dit was 'n groot deel van my fokus. Die probleem, die feit dat ons ekonomie sukkel, is aan ons almal baie bekend, en dit is ook aan hulle bekend, en ek dink ek het so 'n bietjie aandag gegee aan wat gebeur. Daar is sekere simptome in die ekonomie wat simptomaties is van hoekom die ekonomie sleg is, van die grondoorsake van die ekonomie, die wyse waarop ons ekonomie bedryf, die feit dat ons 'n werkloosheidssyfer het van 45%, jeugwerkloosheid syfer van bo kan die 60%, die hoogste in die wêreld. Van lande wat erkende ekonomieë het, wat op die lys van statistieke is ons breek ons al die rekords. Ons opvoedkunde is die swakste in die wêreld. Ons geletterdheid is die swakste in die wêreld. Hoogste werkloosheidssyfer. Hoeveel die persentasie mense in Suid-Afrika wat op grants leef, wat hulp van die staat nodig het om te leef, hoogste in die wêreld. 'n Klein groepie mense wat 'n geweldige groot porsie van die belastinglas dra. En dit is toevallig ook die mense wat hulle tans uit die ekonomie wil uitdruk. En daar is baie aandag aan gegee, die regstellende aksie, rasgebaseerde regstellende aksie wat in die vorm van employment equity besig is. Daai ding het ons in redelike detail en drama verduidelik. Alhoewel hulle weet daarvan, is die omvang daarvan het hulle verbaas. Hulle het ons met ongeloof aangekyk dat die staat so in detail wil ingryp in 'n werksplek, dat hulle in klein afbreek van persentasie vir jou sê wie jy wil aanstel, van watter kleur en van watter geslag, en ook 'n paar persone met gebreke ingooi om net die getalle vol te maak, en dat jy dan veral wit mans heeltemal uit hierdie ekonomie wil uitdruk, en dit eintlik regtens aanvaarbaar maak dat jy 'n wit man uit die ekonomie druk. En dan is daai wit man in die ekonomie 'n ander loopbaan soek, en hy begin 'n besigheid en hy's suksesvol en hy wil in die hoofstroom van die ekonomie handel dryf, dan loop hy hom vas in Black Economic Empowerment en vra die staat van hom, hy moet 51% van sy besigheid vir 'n persoon gee wat hy nie kies nie, maar wat aan hom opgedwing word.
So die punt wat ons gemaak het is dat hierdie tipe van ingryp is absoluut verwoestend. Jy kan nie 'n so belangrike deel van jou bevolking uit die ekonomie uitdruk en verwag jy gaan suksesvol wees nie. Dit is 'n kanker in jou ekonomie. Dis 'n kanker in die liggaam van die staat. En hierdie ding gaan die staat absorbeer en jy kan geen deel van jou ekonomie van jou bevolking uit die ekonomie druk nie. Die feit is dat as jy 'n werkloosheidsyfer het van 45%, beteken dit 45% mense wat 'n kontribusie kan maak in die ekonomie word nou dit word 'n koste vir die ekonomie in plaas van 'n kontribusie. 62% jong mense wat nie werk nie is 'n koste vir die ekonomie. Die ekonomie moet 'n manier vind om hulle te dra, hulle maak geen kontribusie nie. En dit is as gevolg van die feit dat hulle hier 'n stelsel wil bou wat hulle alles wil bewerkstellig, maar hulle wil nie dat 'n wit persoon voordeel trek daaruit nie. Dis soos om 'n breë pad te bou, 'n groot snelweg, 10 lane aan weerskant, maar reg in die middel van daai pad is 'n groot gebou, 'n massiewe gebou. En wanneer jy nou by daai gebou kom, dan moet jy die pad nouer maak, want jy moet om die gebou gaan. Dan help dit nie uit 'n breë pad nie, want daai bottleneck maak die pad nou. Hierdie bottleneck is presies hierdie ding. Hulle verdraai elke transaksie om tog net nie 'n wit mandaat uit te laat voordeel trek nie, en aan die een kant en aan die ander kant om 'n paar sogenaamd voorheen benadeeldes te laat bevoordeel. En nou die ding is oor en oor met groot vanvare en ek dink Theo en Corneille begin hoofpyn kry as ek lostrek om 'n storieetjie te vertel. Maar ons het daai punt gemaak en ek dink dit is duidelik gevat en die feit is dit kom uit en dat is sê is een van die voorwaardes, Amerikaanse maatskappye moet hiervan vrygestel word. En nou moet jy net aanvaar, ou sê ja, maar dis nou net Amerikaanse maatskappye. As die regering dit sou doen om Amerikaanse maatskappye vry te stel, dan breek die damwal, want dan gaan die Europeërs vra en as die Europeërs vra, dan breek die grootste deel van die damwal, want dan gaan ons vir hulle sê, maar julle doen dit op ons. Die feit is hierdie ding is onwerkbaar. Dis malligheid en ons moet dit maar net baie sterk teestaan aan en dit net nie daarmee saamspeel nie, want éventueel sal dit aan die wêreld tentoongestel word vir presies wat dit is. Die AGOA is die een groot vrees wat ons op die oomblik het. Dit kom nou al 'n hele paar jaar dat dit die saak op die tafel is en die verslegtende verhouding tussen Amerika en Suid-Afrika plaas dit nou geheel en al op risiko. Wat was julle ondervinding daarvan? Is dit die einde van die pad vir AGOA of is daar nog kans dat ons kan bly, want daar's mense wat groot skade kan ly sou hierdie ooreenkoms tot 'n einde kom? Ja, Isak, ons het baie pertinent oor AGOA gesels en omdat daar soveel boere is wat hieroor benoud is, ons neutboere, ons sitrusboere, ons wynboere wat voordeel trek hieruit, het ons daaroor gevra, is die koel deur die kerk vir AGOA? En die antwoord was deurgaans nee, nog nie. Daardie besluit is nog nie geneem nie. Dit beteken daar is vir ons 'n kans. Ek dink dis waarom in een van hierdie vergaderings toe ons nou klaar ons saak gestel het en onder andere gesê het, as julle ons uit AGOA sou skop, dan maak julle die mense seer wat julle ter wille is in Suid-Afrika. Julle maak ook almal seer en nie net die mense wat julle irriteer en wat eintlik optree teen Amerikaanse belang nie. En is daar vir ons gesê, dis nie te sê dat julle uit AGOA geskop gaan word nie. Hier is die 4 kriteria waaraan julle moet voldoen. Maar onthou, daar's nou ook hierdie nuwe tariewe bedeling wat aangekondig is en ons moes 'n plan op die tafel hê oor minder as 'n week van nou af. Ek sien intussen dat Suid-Afrika het
gevra vir uitstel om daardie plan op die tafel te sit. Ons weet nou nog nie of daai uitstel gegee gaan word nie. Maar die tariewebedeling sal waarskynlik AGOA troef, nê. Maar die terugvoer ook selfs van die dinkskrams was julle moet tog hierdie voorwaardes kommunikeer. Ons is gretig om met julle verder handel te dryf. Julle produkte is gewild hier by ons. En ek dink nie daar is 'n brandende begeerte om daai krane toe te draai nie, maar daar is verseker 'n brandende begeerte om veral die ANC aanspreeklik te hou en druk op hom toe te pas om sy Ek wil jy's nou op daai punt na Corneille toe gaan en Theo noem nou daar van die mense wat hulle irriteer. Wie is dit wat hulle irriteer en hoekom, Corneille? Ek het geen idee nie. Ek kan nie dink wie dit kan wees nie. Nee, kom ek sê vir jou, die ANC die ANC komponent van die regering is die probleem in Suid-Afrika, maar ook in die buiteland. As jy van Suid-Afrika se kant af kyk, is die FSA ons tweede grootste handelsvernoot in totaliteit. As jy van die FSA se kant af kyk, is Suid-Afrika hulle grootste handelsvernoot in Afrika. So ons land is vir hulle bitter belangrik. Maar die Amerikaners kyk met 'n lang tyd al na die ANC as as 'n regering die afgelope 30 jaar alleen. En nou is die probleem in die regering van nasionale eenheid waar die ANC nie meer die meerderheid is nie, 'n minderheid. Maar die ding is so saamgestel met die onderhandelinge wat daar destyds was in die begin van die regering van nasionale eenheid tussen die ANC en die DA, dat doeteenvoudig aanvaar is dat die buitelandse beleid, alles rondom buitelandse sake word aanvaar as die eensydige toegang en beheer onder die ANC. So dit is die probleem. Die ANC is die probleem en daar's baie duidelik gesê, as jy gaan kyk na die gesprek wat ons in die Withuis gehad het, is byvoorbeeld uitgespel, soos daar nou die res vir jou genoem is, dat die voorwaardes, die eerste een is dat alle landelike gebiede, alle misdaad in landelike gebiede, plaasmoorde moet 'n prioriteitsmisdaad wees. Maar die tweede punt wat hulle geëis het, is om te sê, die gedagte, die hele idee rondom kill the boer, kill the farmer, of het gesing word, of hoe dit ook al gebruik word, moet in die openbaar veroordeel word deur die ANC. Ek het hulle spesifiek gevra, praat julle van die regering, praat julle van die ANC, en die antwoord was, ons praat van die ANC. So, as jy gaan kyk ook na die wet wat nou ingedien is by die Kongres, rondom 'n herevaluering van die hele kwessie van die verhouding tussen die FSA en Suid-Afrika, dan daardie wet, dit is omtrent 8 bladsye, paragraaf vir paragraaf, is 'n lys van die beskuldigings en die aanduiding van al die wanoptredes van die ANC om die Amerikaanse myn. Of dit nou vriendskap met Iran is, of dit vlootoefeninge saam met China is, dis een lys met een ding na die ander. So die frustrasie is met die ANC, en dit is die probleem, en ek spesifiek ook verwys in die hele kwessie in die gesprek, rondom swart ekonomiese bemagtiging, het ek verwys na die ondersoek wat gedoen is 2 weke gelede deur professor William Gumede by Wits, en hy kom tot 'n konklusie in sy verslag, en hy sê konservatief bereken, het 1 triljoen rand, en ek het onmiddellik die som laat maak om te sê dat die Amerikaners kan verstaan, en die antwoord wat ek gekry het van hierdie kant af is dat 1 triljoen rand is ongeveer 55 biljoen dollar. Nou kan jy dink hoeveel geld praat ons van, is onder die naam van swart ekonomiese bemagtiging rondgesirkuleer onder minder as 100 individue. En nou word gesê, dit is swart ekonomiese bemagtiging. Nee, dit is nie. Dit is elite enrichment, black elite enrichment. En Amerikaners is baie geïnteresseerd in ons ook. Ons wil baie graag wil uitvind die name van daardie 100 individue wat nodig was om so te bemagtig, want dit sê vir jou waaroor dit regtig gaan. So die hele fokus van die FSA is eintlik maar teen die ANC, en dan moet ek eerlikwaar sê, die vertoning van ons afvaardiging, en ek spesifiek sê eerder dan die president se vertoning en sy ministers en sy departemente se vertoning by die Oval Office fiasco het dit basies erger gemaak. Die golfspelers wat daar was, Johan Rupert en die manne het probeer om te red wat daar te redde was. Maar jy bemark baie moeilik knoffeltandepasta op enige plek op aarde. Inderdaad, ja. Corneille, gaan hierdie ding weggaan? Want ek kry tog die gevoel die ANC skuif dit onder 'n kombers in en hoop dit gaan weggaan, en dat ons môre oormôre weer soos altyd kan aangaan, of is hierdie 'n omkeerpunt
wat noodwendig gaan gebeur. Dis 'n omkeerpunt. Ek het geen twyfel daarin nie. As jy nou vat na die fiasco in die Withuis, wat almal met eie oogies gesien het die ANC teruggekom en hier kom sing in 'n koortjie om vir ons te sê dit was 'n groot sukses. En die indruk is geskep dat alles gaan goed, alles gaan wel, daar's geen probleem nie. Nou moet ek vir eerlikwaar sê dit is nie die feite nie. En die feit dat 'n afvaardiging soos hierdie van senior mense kon gaan na die FSA toe, self eerstehands gaan praat. En die ongelooflike daaroor is daar's ongeloof oor die feit dat ons terugkom met 'n boodskap uit die Withuis uit. Van die kritiseer het onmiddellik gesê dit kan nie wees nie. Dit kan net nie waar wees nie. Ons jok oor hierdie goeters. Ons het waarskynlik ons klere aangetrek en daar op die grasperk op die sypaadjie rondgestaan en 'n foto of twee van onsself geneem en nou vertel ons hierdie storie. Dit is wat gesê word deur sommige ANC ondersteuners uit die media wêreld uit. Die blote feit dat die Amerikaanse regering en die Trump-administrasie en die Withuis vir ons sê, die Suid-Afrikaanse regering, spesifiek die ANC, hoor ons nie. Hulle verstaan nie, hulle hoor ons nie, hulle dra nie die boodskap oor van hoe groot die krisis is nie. Sal julle asseblief vir die mense in Suid-Afrika gaan sê, ons het hierdie voorwaardes voordat daar normale verhoudinge kan wees. Intussen tyd gaan die ANC hierdie kant voort en skep die indruk dat alles is onder beheer, alles gaan wel. Ons was gister by 'n byeenkoms, al 3 van ons, vir die herdenking van die FSA se 249ste bestaanjaar wat gereël is deur die Amerikaanse ambassade. Groot byeenkoms in Pretoria, ons het 'n klomp ander Afrikaner leiers daar gekry vir Flip Buys en 'n klomp van die ander manne. En by daai gesprek het ek gesels met van die Amerikaanse mense en die sê wat hulle betref is daar geen deurbraak of geen verandering wat die hele situasie betref nie. En 9 Julie gaan die tariewe ter sprake kom. So ek bevrees dit is nie weg nie, dit gaan nie weggaan nie. En as die ANC gedink het hierdie goed gaan net saggies wegraak en ons gaan hier rond staan vir verdere afknou en boelie gedrag, die antwoord is nee. En by verskeie van die plekke waar ons in die FSA was het gesê hulle beskou dit as 'n eerste besoek, ons moet terugkom. So ek voorsien eerder dat daar 'n groter ontwikkeling gaan kom van nog afvaardigings, groter afvaardigings en die FSA gaan van hulle kant af die druk toepas om te sê nee, as jy 'n normale land wil wees wat wil handel dryf, dan is dit volgens die reëls en hierdie is die reëls wat basies geld. Dit kan nie gaan soos wat dit was nie en ek verseker ons wat teruggekom het sal ook nie toelaat dat dit net weggaan nie. Ons sal dit verder voer. Die 16de Julie is dit 'n debat in die parlement weer waar die president se pos begroot word en ek het 'n paar gedagtetjies op die hart wat ek graag in liefde aan hom gaan oordra. Jy het gesê dat julle hierdie doelbewus as 'n Afrikaner afvaardiging uit beskryf het. Maar die sake wat ons bespreek, Theo, dit is tog nie, dit is nie goed wat net ter wille van Afrikaners is nie. Dit moet tog seker 'n groter impak hê in Suid-Afrika. Ja, Isa, kyk wat ons groep nou dalk 'n bietjie anders gemaak het as enige van die vorige groepe wat gegaan het, is nie een van ons organisasies of party fokus net op Afrikaner belange nie. Alhoewel baie ek en Gerard ook dien op die Afrikaner leiersnetwerk, is NIASA as 'n werkgewersorganisasie en SAI as 'n landbouorganisasie ook afgestem op die belange en die waardes van mense wat nie Afrikaners is nie. Maar ons as leierskap daarin is onbeskroomd Afrikaners en ons sê ons dien in sektore waar Afrikaners 'n leidende rol speel. So ek het geen mandaat in SAI om 'n kultuurbelang of 'n taalbelang selfs te dryf nie. Maar almal weet, die boere in Suid-Afrika is grootendeels Afrikaners en die Amerikaners het dit ook nogal so verstaan. Dit maak ook net dat 'n mens hier terug by die huis, as jy skakel byvoorbeeld met ons swartlede, met ons Engelse lede, selfs met ons lede uit Zimbabwe uit, laat ou met hulle kommunikeer uit daardie hoek dat op die rug van die posisie van Afrikaners het ons nou hierdie geleentheid gekry om 'n saak te stel. Daar was een van die Amerikaners wat vir my om my ete die een aand gevra het, skep dit nie vir jou 'n ongemaklike situasie nie? Wat as daar van julle lede sou wees wat sê, maar ons stem nie saam met die druk wat julle sit op die regering oor kill the farmer, kill the boer. Of ons stem nie saam met julle houding oor plaasmoorde dat dit
prioriteitsmisdaad verklaar moet word nie. Ek gesê dan moet so 'n lid maar met liefde onttrek, want die beleid van die organisasie is dat ons ook hierdie belange moet beskerm en bevorder. Gerard, een van die goed wat Corneille gesê het na afloop van julle besoek is die punt wat hy gemaak het dat ekonomiese en buitelandse beleid nie meer alleen deur die ANC beheer kan word nie. Ek wil veral met jou gesels oor ekonomiese beleid. Die ANC het dit tog al duidelik gemaak dat hulle gaan hulle nou nie laat voorskryf nie. Wat is julle gevolgtrekking? Wat is die moontlike gevolge van so 'n ingesteldheid? Sou die ANC aanhou daarmee? Wel, ons sien wat gebeur in Suid-Afrika. Daai beleid het veroorsaak dat hier stelselmatige maar tog versnellende agteruitgang is. Daar is mos die spreekwoord wat sê, hoe speel 'n mens bankrot? En dan sê gradually and then suddenly. So as jy eers begin as 'n maatskappy begin agteruitgaan, dan is dit baie moeilik vir daai maatskappy om te draai met dieselfde persoon wat die agteruitgang veroorsaak het. En ek dink nie die ANC het die vermoë in homself om te draai nie. Ek dink hulle is te gevestig in hulle kriminele enterprise wat hierdie ding gevorm het. Hulle kan nie daar uitkom nie. Dit is 'n mengsel van nasionalisme, dit is kommunisme, sosialisme en 'n groot dosis greed. Wat is greed in Engels? Afrikaans bedoel ek. Gierigheid. Ek meen hulle leef uit hierdie stelsel waar jy ryk word uit vat, beslag lê op die bates van die land, deur middel van 'n regstelsel wat jou toelaat om dit te doen. Nou, hoe oortuig jy jou volgelinge? Wel, ek weet dat ons weet mos nou dat by die stembus hulle gaan pak kry éventueel, want die mense sien wat hier aangaan en dis hoekom hulle sleg vaar en hulle gaan baie slegter vaar. Die ander kant is daar links van hulle sit ook 'n probleem. Dit is natuurlik 'n probleem. Maar net om aan te sluit by Theo wat hy nou net gesê het dat een van sy lede sê ons gaan nou meer slaag kry omdat ons daaroor praat. My vrou wys vir my gisteraand 'n bydrae wat iemand maak na aanleiding van al die goed wat ons doen en die persoon sê nou dat julle nou praat hieroor gaan hulle ons nou nog meer doodmaak. ... F julle. Nou, jy weet as jy wil toelaat dat 'n boelie jou boelie, dan is die metode wat jy moet toepas om iewers in 'n hoekie te gaan sit en te gaan maak of jy onsigbaar is. Dit lok hom uit. Dit wat ons moet doen is om so hard as moontlik in hulle gesigte te wees. Ons moet hierdie boodskap uitdra. En daar is van hulle kiesers is moeg vir hulle. Daar is ongelukkig in daai kultuur mense wat hierdie groot man wat hom so verryk bewonder, maar baie verag dit en meer gaan dit verag. En so ons moet hierdie boodskap uitdra, aanhoudend. Maak nie saak wat gebeur nie, want jy weet jy kan net werk met die instrument wat in jou hand is. Ons is nou hier, so ons moet die boodskap uitdra so goed ons kan. Corneille, op dieselfde vlak buitelandse beleid wat jy ook gesê het nie meer net deur die ANC beheer kan word nie. En 'n mens sien die sin daarvan in, maar op 'n manier het dit ook sê dit ook iets van die belang van 'n regering van nasionale eenheid en hoe ou vorentoe hier gaan werk en julle wat deel is van daardie regering van nasionale eenheid. Ja. Hoe werk 'n mens met die ANC nou vorentoe hieroor? Dan kom ek sê vir jou, so Isak, hulle mag onder die indruk wees dat hulle eksklusief buitelandse beleid bedryf. Ons het sopas die afgelope 10 dae vir hulle gewys, dit is toe nie so nie.
want hier sit 'n groep Afrikaner leiers in die Withuis en praat met die Trump-administrasie, dit is buitelandse beleid. Ons is besig om eenvoudig die rol te speel, ons sal ons nie laat uitdruk langer daaruit nie. En nou is die interessante ding, na wie gaan die mense in die buitekant begin luister, na die ANC en sy onbevoegdheid, of nie? Daar word vir ons reguit gesê, ons ambassade is non-existent in Washington. Die persoon wat moet gestuur word. Ek wil nou net kyk, daar het Corneille nou verdwyn. Ek dink sy kamera dalk. Hoe kan ons terwyl Corneille terugkom, kom ons gaan kyk of ons daai gesprek kan voortsit oor die impak wat 'n mens van buite af soos wat julle het op so iets het. Ja, Isak, kyk, dit noem 'n mens tweede baan diplomatie, nê. Tweede baan diplomatie is by uitstek wanneer dit nie die amptelike kanale is wat diplomatie bedryf nie, maar wanneer dit uit die burgery kom. En dit is 'n baie doeltreffende manier om beleid te beïnvloed. Wat ons reg gekry het in Amerika is beide om Amerikaanse beleid te beïnvloed. En nie net oor Suid-Afrika nie. Ek wil tog vir jou bysê dat by elke geleentheid wat ons om 'n tafel teenoor hulle gesit het, het ons ook die Zimbabwese kwessie oorgehaal. Ek het mooi vir my twee kollegas gevra toe ons hier op die lughawe is, dat 'n groot deel van ons lidmaatskap in SAI is Zimbabwese boere, die wit boere wat hulle grond verloor het sedert 2000 in die Fast Track Land Reform program, maar ook die Matabele boere wat hulle gronde verloor het al in die Guguryundi, die volksmoorde hier in die middel van die 1980s. En ons het nodig dat die Amerikaners hulle 'n bietjie help met die druk om billike en regverdige vergoeding te kry. En dan sit die Amerikaners en maak aantekeninge en hulle vra, wat sou julle dink? Hoe kan ons julle ter wille wees? En op watter stadium sou dit die mees doeltreffende wees om seker goed in werking te stel? En ek dink dit is daardie beleidsbeïnvloeding en ook die oordra van inligting direk een op een deur mense wat direk betrokke is in ons sektore wat die impak maak. Want net soos daar by hulle waar hulle groot probleme het met hoofstroom media, weet hulle wat se probleme ons het met hoofstroom media. En dit was vir my baie interessant dat hulle self nie regtig daardeur laat beïnvloed nie. Hulle verifieer inligting voordat hulle daarop reageer. So as ek dit mooi luister, dan lyk dit vir my al wil hulle mens uitwerk, dan gaan ons vir ons 'n plek inwerk en sorg dat ons resent bly, Gerard. Verseker, Isak, ons is nou hier. Ek het nie 'n keuse uitgeoefen toe ek deur die skoot van my moeder hierdie wêreld betree het nie. Ek het nie gesê ek kies die ma en ek kies hierdie plek nie. Dit is vir my gekies en dan het ek net een lewe hier. Net een. En ek gaan nie hierdie lewe, en dit geld vir almal van ons. Ek praat nou die ek hierso is universeel. Ons gaan nie terugsit en dat ouens wat hulle besig hou met ongierige goeders onder duims en nog met 'n groot mengsel van dwaasheid ons lewens beïnvloed nie. Ons gaan flat out vorentoe. En weet jy, die feit dat ons onderdruk is, maak ons sterker. Inteendeel, dit is in ons guns. Jy kan nie 'n voller lewe lei as presies hierdie lewe wat ons lei nie. Kan dit beter kom as dit? Kan jy jou indink wat so van ons geword het? Ek en Theon Corneille, as ons in Finland was vanmôre. Ek weet, wat dink jy sou ons die dag nou mee deurgebring? Wat kan jy nou dink, Theo moes nou vanmôre met 'n kosblikkie iewers na 'n kantoor toe gestap het en admin job gaan verrig het.
Ja, kan jy jouself dit nou indink? met so bleek velletjie. Ja, ja, dieselfde paadjie werk toe 2 kilometer stap hy werk toe, of hy ry met 'n fiets, en vanmiddag gaan hy terug, en 10:05 is hy by die huis. Jy kan jou nie dit indink nie. Nee, ons is hierso, en ons is met ons eie geaardhede en ingesteldheid is ons hierso. En daar's nou een ding wat gaan gebeur. Hulle het dit nou die aand vir my op ENCA gesê. Ek praat van hulle wil Witman se uitdruk. Toe sê hulle vir my, ja, maar julle doen nog eintlik baie goed. Toe sê ek, dit is juist die ding. Ons maak nie staat op grants nie. Ons maak nie staat op kontrakte wat ons op onwettige wyse, wettige diefstal, op 'n wettige diefstal manier beding nie. Ons moet werk en ons moet stoei, en dit maak ons baie goed, en dit is juis hierdie ouens wat hierdie ding gaan oorleef. Dit lyk nou nie of ons gaan nie, maar dis juis hierdie ouens wat hierdie ding gaan oorleef, want die ander metode is nie sustainable nie. Dis nie volhoubaar nie. As jy moet begin met kontrakte werk, dan werk jy in 'n wêreld van groot onsekerheid, waar jy staat maak op die welwillendheid van ander, en 'n soort van vriendskap wat julle mekaar se rug vryf. Daai ding is nie sustainable nie, jy leef in vrees. Ons doen ons ding skoon op die oppervlak, en dit maak ons baie sterk. So, hier is ons nou. Theodor Jager, laaste woord aan jou oor die pad vorentoe. Ja, die terugkeer na Suid-Afrika is nou nie die einde van ons drie se betrokkenheid in die debat aan daardie kant nie. Ons het 'n reëling getref met die maatskappy wat ons ontvang het aan daardie kant, dis Suid-Afrikaanse sakelei, dat ons vir saai adres kry in Washington. Ons het nou 'n posbus daar en 'n deur waarin geklop kan word om 'n boodskap by ons uit te kry. Ons heel belangrikste handelsvennote, soos Corneille gesê het. En dit is 'n enorme mark met enorme potensiaal om nog groter voordele vir ons in te hou. Maar Amerika is ook die grootste moondheid op ons planeet. Dis belangrik om hom as 'n vriend te hê en nie as 'n vyand nie. En in letterlik elkeen van die gesprekke, ook met die sakelei, het ons mekaar gesê, ons is mekaar se soort mense, want ons deel 'n selfde waardestelsel en ons deel dieselfde soort van historiese wortels. En oor daardie rede is dit vir ons belangrik dat ons hierdie verhouding normaliseer. Dat daar 'n rowwe stuk pad voor lê, is verseker so. In die geopolitiek het Amerika verder gegaan as om net te grom, byvoorbeeld vir Iran, in die beskerming van die belange van Israel. Hulle het oorgegaan tot militêre aanvalle. En ons is natuurlik baie ver daarvan, maar ek sal nie verbaas wees as daar in die nabye toekoms sterker handelsmaatreëls getref word nie. Daar kan handelsbeperkings gelê word. Dit kan gefokus word op baie spesifieke individue, besighede en netwerke, soos in die geval met Zimbabwe. Maar ons is daarvan oortuig dat die Amerikaners gaan nie agteroor buig nie. Hulle gaan nie onder druk soog van hierdie kant af nie. As dit nie aan hierdie kant gebeur nie, dan gaan die druk te groot word en gaan iets moet breek. En daardie iets wat breek gaan natuurlik op ons ook 'n impak hê. Ons weet net dat hier ter plaatse gaan onderhandeling met die ANC oor hierdie goed ons niks verder bring nie. Ek was deel van die Bella onderhandelinge en ons het tot 'n ooreenkoms gekom. Ons het 2 keer tot 'n ooreenkoms gekom en 'n dokument geteken en die ANC het steeds omgeswaai en sy eie ding gedoen. Eintlik daardie ooreenkoms in ons gesigte teruggegooi. Plaaslike druk hier gaan nie maak dat die ANC op beginsels gaan skuif nie. Maar Amerikaanse druk het alle potensiaal om dit tot gevolg te hê. Dr. Theodor Jager en Gerard Papenfoes en Dr. Corneille Mulder wat met ons gesels het. Dankie meneere vir julle tyd wat julle vir ons gemaak het. Ons waardeer dit verskriklik baie. Groetnis. Baie dankie Isak, is 'n groot voorreg om deel te neem aan jou gesprek. Dankie Isak van my kant ook. Groetnis.
Nou ja, die groot gesprek oor die Afrikaner afvaardiging na Amerika toe. Ek dink 'n lekker sinvolle gesprek, nê? En een wat vir mense eintlik 'n bietjie hoop gee, dink ek, want die mense is geneig om vas te kyk teen alles wat negatief gebeur en daai boodskap van sê maar okay, as julle ons dan nie wil deel maak daarvan nie, dan doen ons dit op deur ander kanale en ons sorg dat ons tersaaklik bly in wat hier gebeur in Suid-Afrika. Miskien is dit 'n baie belangrike ingesteldheid. Is om nie te kapituleer nie, maar om op te staan en te sê, if you don't want to count me in, dan spring ek sommer self in. En sorg dat ek onmisbaar is. Ek dink is 'n lekker boodskap wat vir my nou nogal hoop gegee het vir oggend oor die pad vorentoe. Ek het gister reeds gesê ons, en as ek van ons praat, dan praat ek nie van 'n spesifieke groep mense met 'n spesifieke velkleur nie. Ons is die mense wat orde nastreef. Ons is die mense wat moeg is en gatvol is vir die verval. Ons is die mense wat net weer 'n normaal funksionerende gemeenskap soek, want ons is nie meer in 'n normaal funksionerende Suid-Afrika nie. Ons is nie 'n normale demokrasie nie. Ons funksioneer nie normaal nie, want dit wat met ons op 'n daaglikse basis gebeur, is so abnormaal. En sit alle rede om weerstand te bied. En ek dink hierdie 3 menere se besoek het nou nogal dra by tot 'n sinvolle weerstand teen wat hier in Suid-Afrika gebeur. Ons is in 'n nuwe struggle. Vir alle praktiese doeleindes is ons in 'n nuwe struggle. En dis 'n struggle wat groter gaan as net 'n spesifieke groep mense, nê.